Ek wil vir ons 'n gebed lees wat Henriette Ridder geskryf het vir Paas. Sy is in die Wes-Kaap deel van die NG Kerk se strukture en sy het hierdie mooi gebed geskryf vir Paas. So vanoggend wil ek dit vir al ons Paas as 'n gebed lees. Julle kan julle oë sluit en saam met my bid. Hemelse Vader, op hierdie Vadersdag staan ons in verwondering. Ons verwonder die Paas, die vaders wat U vir ons gee. Ons noem hulle pa, oupa, voog en oom. Ons noem hulle ook onderwysers, afrigters, bure en mentors. U het vir hulle elkeen uniek gemaak. U het hulle vriendelik gemaak met 'n hart wat omgee. Dankie dat hulle ons dien, Here, deur hard te werk, deur te gee sonder selfsug, deur te help, deur ons te laat lag en ons te leer. Dankie dat U Paas deel gemaak het van U wonderlike plan en hulle rondom ons geplaas het as tekens van U sorg en U wysheid. Dankie dat U wonderwerke deur ons Paas doen, met sagte woorde op die regte tyd, met 'n hand wat altyd help of 'n skouer waarop ons kan leun. Met Paas wat belangstel en wat high fives uitdeel omdat hulle trots is op hulle kinders. En dankie vir die gebede van Paas wat ons nie hoor nie. Here, ons vra dat U vanoggend elke pa-figuur sal kom seën. Maak hulle harte sterk, hulle geloof diep en hulle liefde sag. Ons bid ook vanoggend vir diegene wat hartseer is, wat kwaad is en verlang na 'n pa. Gee vir hulle troos en nabyheid. Maar dankie Here dat U ons Vader is en ons Pa se vaders is. En dankie dat U altyd naby aan hulle en aan ons is. Amen. Amen. Vanoggend as fotum wil ek vir julle 'n gedeelte lees uit 2 Samuel 22 wat Dawid geskryf het. Dis net 2 verse, maar hy skryf van die Here. En hoor hoe mooi skryf Dawid. Hy sê die Here is my rotsvesting, my bergskuiling, my bevryder. My God is my rots by wie ek skuil, my skild, die horing van my redding, my toevlugsoord, my skuilplek, my verlosser. Van geweld het U my verlos. En hoor hoe mooi is hier, hy sê, die een wat geloof moet word, roep ek uit, is die Here. Vanoggend pappas, paas, oupas, ooms, vaderfigure, as julle vanoggend by die Here se voete kom stil word, wil ek smeek ek die Heilige Gees om by julle vanoggend te kom bevestig dat die Here ook julle rots is. Die een op wie julle kan staan en kan vertrou. Wat vir julle 'n skuiling gee wanneer dit voel of die stormwinde jou gaan rondtrek. En Paas, mag julle ook soos Dawid vanoggend sê, die een wat geloof moet word, is die Here. Mag julle dit uitroep, sodat ons julle vrouens en julle kinders saam met julle dit kan roep. Ons gaan vanoggend 'n responsoriese seëngroet hê. Julle weet al hoe werk dit, ek is die liturg en julle sê die vetgedrukte woorde van almal. Genade en vrede vir julle van God die Vader en van God die Seun en van die Heilige Gees. Amen. En dan vanoggend gaan ons reageer hierop met 'n loflied. Vader, Seun en Heilige Gees.
En dan sing ons die woorde, hoe sal ons u heerlikheid kan verwoord? Hoe sal ons ooit u heerlikheid in woorde kan beskryf? En dis wat Dawid sy lewe lank probeer het, nê. En nog steeds dink ek Dawid sou sê, daar's soveel meer wat hy van God kon sê. Kom ons staan en sing ons vers 1 en 2 saam. Net 'n paar afkondigings vanoggend voordat ons God se woord gaan oopmaak. Die afgelope week Woensdag en Donderdag is ek myself en Wynand en Josef afgevaardig deur die kerkraad om die jaarlikse ringsitting te gaan bywoon. Nou vir die van julle wat dalk onbekend is met 'n ringsitting, dit beteken net 'n klomp gemeentes in min of meer dieselfde area maak 'n ring. En 'n paar ringe saam maak 'n synode. So die synode van KZN van Natal bestaan uit 'n klomp ringe. En dan al die synodes saam maak die algemene synode. Dit klink baie fancy en ingewikkeld, maar eintlik is dit heel eenvoudig. Dit help net dat ons in die kleine ook as gemeentes na mekaar kan omsien. En daar het verlede jaar het daar van die ringe 'n bietjie herrangskik. Net soos wat ons die wyke herrangskik het, het daar 'n paar ringe herrangskik oor verskeie redes. En hierdie een was nou die eerste een waar die nuwe ringe bymekaar gekom het. So ons is nou deel van die ring van die sentrale ring van Durban. So ons gaan van Bellito is ons ring, Greytown is deel van ons ring, Pietermaritzburg, Westville, Kranskloof, Berea, Eskom, Durban, waar Dr. Henny Kombrink is. So dit is 'n groot area wat ons nuwe ring strek. Maar ons klomp dominees en ouderlinge en diakens het Woensdag en Donderdag bymekaar gekom. En eerstens stories van ons gemeentes gedeel. En nou moet ek vir julle sê, dit was verfrissend om te hoor dat die uitdagings wat ons beleef is nie net uniek aan ons nie. Dat daar 'n klomp gemeentes is wat maar dieselfde uitdagings as ons beleef, maar ook dat die Here ten spyte van daardie uitdagings nog steeds werksaam in gemeentes is. En hoe mooi is dit, hulle maak 'n grappie, die wyse gryses, donderdagoggend, deur te sê, dit was die eerste keer in hulle lewe waar 'n dominee vir hulle gebraai het en wyn geskink het. Want daar is 3 jong dominees in ons ring. En ek is nie meer deel van daai jong dominees nie. Het ek nou uitgevind. Ek het nou al aanbeweeg na meer van die ervares, wat nog nie grys is nie. Maar 3 jong predikante wat in ons ring is, wat vir hierdie klomp wyse grys is, toe nou die Woensdag aand gebraai het. En ons is sommer net dankbaar dat die Here nog jong mans en vrouens
roep na sy diens toe, om gemeentes te bedien. Dis 'n bietjie terugvoering van die ringsitting af. As daar fynere detail is, sal ons dan julle deurgee, maar ons is nie in die moeilikheid nie, en hulle is lief vir ons. Dis wat ons moet weet. Dankie vir almal van julle, vir die wyke, van die 4 wyke, 2 wyke al byeenkomste gehou, en dankie dat ek genooi is, en volgende naweek is daar dan nog 2 wyks byeenkomste. So asseblief neem foto's, ons is nou vanoggend oor die vingers getik, omdat ons nie foto's geneem het gister nie, ons het 'n lekker gekuier, sorry, ons was in die oomblik. Maar neem maar foto's, ons wil sien hoe lyk dit. Dan die laaste afkondiging is winterhoop. Nou as ek so na die van julle wat baadjies aan het, kan ek sien die winter is hier, en die wat kortmoue dra, ek wil net weet as julle alright. Of staan julle fiets ook buite? Sien my man, dis hoe jy dit doen. Die 2 Augustus nooi ons vir Dr. Henny Kombring van Durban gemeente om by ons te kom preek. Ons doen 'n kanselreiling, en die rede hoekom ons hom nooi, behalwe dat die ring vra ons moet dit doen, wil ons dit ook doen, want hy is deel van die Middestad-bediening in Durban. En hulle projek wat hulle hardloop is Winterhoop. En wat hulle doen is, hulle vra gemeentes om skenkings te maak aan hulle as 'n gemeente, en dan gee hulle dit aan behoeftiges vanuit hulle gemeente in die Middestad. En hy het ook nou by die ringsitting met ons gedeel wat aan die gang is by hulle gemeente in die Middestad, en ek moet vir julle sê, dis wonderlike werk wat hulle doen. Wonderlike werk. Hy het daar statistieke gegee van hoeveel duisende komberse en kledingstukke hulle in 'n jaar uitdeel. En mens besef net hoeveel mense het hulp nodig. Elena, herinner my net gou weer, die wintershoop is komberse, missies, klere, kos, alles. Enige gebruiksartikels. As jy nou deur jou kas gaan, wil ek asseblief vra, baie dankie as jy van jou ouer klere uithaal om te gebruik. Maak net seker ons werk al die gaatjies toe voordat ons dit met hulle deel asseblief. Dat ons nou nie net ons stok ou klere vir hulle gee nie, maar dit ook nog bruikbare items is wat ons vir hulle gee. Ek wil dan vra, as jy 'n skenking wil maak aan hulle bediening, om dit dan die 2 Augustus saam te bring. Ek sal 'n uitnodiging weer of herinnering weer uitstuur, maar as Dr. Kombring dan nou opkom, dan kan ons hom maar net afstuur met 'n kattebak vol goed. Dit is nie verpligtend nie. As dit nie in jou begroting pas nie, is dit heeltemal alright. Maar as jy kan, sal ons dit waardeer, die 2 Augustus. OK. Ons gaan ons aandag draai. Is dit reg? Ek dink ek iets vergeet. Die bazaar. Ons het nie van die bazaar vergeet nie. Ons hou hierdie week weer vergadering. So weet sommer daar gaan baie kommunikasie weer deurkom, maar ek weet julle almal is al op die plekkies waar julle werk en doenig. Ons sal weer 'n lysie stuur op WhatsApp, 'n poll soos wat ons laas gemaak het en gesê ons kort koekmeel of swaan, en as jy kan sien om iets te borg, sal ons dit waardeer. OK. En ek weet julle het koeksisters gebak. Hoe het dit gegaan? Goed gegaan. Is julle tevrede? Die resep, ek kon nog nie kom proe het nie, so. Sal maar daar op die bazaar kom proe. Vanoggend, liewe boetie en sussie in Jesus Christus, is my tema, of die tema wat die Here vir ons het vanoggend, 'n man na my hart. En die eerste keer toe ek hierdie frase in die Bybel gelees het, was dit in Handelinge 13. Melandra, as jy hom vir my kan opsit asseblief. In Handelinge 13 praat Paulus. En Paulus vertel van die Israelitiese verhaal van in die Ou Testament en hoe God hulle gehelp het. En waardeur God hulle alles al uitgered het. En dan noem Paulus 'n klomp mense in die Ou Testament op die naam. En dan, as hy van Dawid praat, dan gebruik Paulus hierdie frase. Hy sê, nadat God hom verwyder het, het hy Dawid vir hulle as 'n koning voorsien. Van hom het God getuig. Ek het Dawid, seun van Isai, gekry. Hy is 'n man na my hart.
Hy sal alles doen wat ek wil hê. So Paulus praat van Dawid. En Dawid se lewensverhaal, as jy dit wil 'n bietjie gaan lees, gaan van 1 Samuel 16 omtrent tot by Konings 2. Dis so groot deel Dawid van die Ou Testament sy verhaal bevat. En wat sê Paulus van Dawid? Wat is die opsomming van Dawid se lewe vir Paulus? Dat die Here getuig het dat hy 'n man na my hart is. En hierdie gedagte van God wat getuig, dat hy 'n man na my hart is, het by my gebroei. Want wat maak Dawid 'n man na God se hart? Is dit dalk sy CV? Is dit dalk dit wat Dawid op sy CV kan sê? Nou vrouens, ek wil net gou hier sê, moet nou nie jou ore toeslaan, omdat dit die frase nou 'n man na God se hart is nie. Onthou ons praat van Dawid. So dit sou vreemd gewees het as Paulus gesê het 'n persoon na God se hart. Okay? Maar jy kan dit vanoggend ook verstaan as 'n persoon na God se hart, as 'n vrou na God se hart. Ons gebruik die voorbeeld van Dawid, want Paulus praat van Dawid, maar dit sluit nie jou vanoggend uit nie. Sommige net daar aan die begin sê. Kan dit beteken dat dit te doen het met Dawid se CV? Want 'n opsomming van sy CV sou kon gelyk het dat Dawid 'n skaapwagter was. Hy het 'n nederige begin gehad, hy het nie sy eie skape opgepas nie, hy het sy pa se skape opgepas. Ons sou kon begin dat hy die jongste kind in die huis was. Vir die van julle wat die sielkunde volg, kan jou eie gevolgtrekkings daar maak. Was dit omdat Dawid 'n sanger was? Of dat hy 'n wapendraer was? Was dit dalk omdat hy in die paleis gewerk het? Was dit dalk omdat Dawid 'n soldaat en 'n vegter was? En hy was 'n actual reeskneuser. Ek het gegoogel translate wat is 'n giant slayer, maar dit het nie reg geklink nie. So 'n reeskneuser klink beter. Ek wil net sê, waar is my Kitty Chris? Dit is om net die, hier van vooraf. En dan word Dawid koning. Eers net van Juda, die stam van Juda, en dan later oor die hele Israel. So hy het definitief 'n CV waarmee hy sou kon spog. As hy moes aansoek doen vandag vir werk, sou hy dit waarskynlik kon kry. Sy CV sê al die regte goed. Maar Handelinge 13 is nie die eerste keer wat God van Dawid praat as 'n man na my hart nie. Die heel eerste keer wat God na Dawid verwys as 'n man na my hart is in 1 Samuel 13. Ons leer ken eers vir Dawid in 1 Samuel 16. So nog voordat Dawid hom enigstens kon bewys, enigstens sy verdienste, dit kon verdien om genoem te word 'n man na God se hart, noem God hom reeds 'n man na my hart. So daar moet iets dieper lê as Dawid se CV. En nou wil ek vanoggend net 'n kant aantekening maak. Ek het eers gedink om dit te doen, maar dan sou ek jou kinders op die spot plaas. Maar paas, as ek vanoggend vir hierdie kinders hier voorgevra het, hoekom is jy lief vir jou pa? Wat is dit wat jou pa doen? Wat jy weet hy's lief vir jou? Of wat voel jy gee die liefde wat jy het vir jou pa? Sou 99,9% van hierdie kinders hiervoor vanoggend nie sê, dis my pa se CV nie. Hulle sou nie gesê, dit is wat my pa op sy CV kan skryf, wat hom 'n goeie pa maak nie. En hoekom ek sê 99,9, is daai 0,1, is net vir die goed wat hulle vra wat ons moet koop. En daarmee pik ek nou nie op my man nie. Ek verwys na alle pappas met die sagte hartjies, as hulle dogtertjies met hulle puppy eyes, hulle vra,
Papa, kan ek 'n squishy kry asseblief? Dis mos wat pa's doen, né? Hulle loop met die gate in hulle hemde weggesteek en die kinders het alles. Maar pa's, dit gaan nie oor 'n CV nie. So kom ons maak die woord van God oop by 1 Samuel 13 en laat ons lees waar praat God die eerste keer van 'n man na my hart. Terwyl jy die woord van God oopmaak as jy op hom het, wil ek vir ons 'n gebed doen. Kom bid saam met my. Abba Vader, in 'n week is ons soveel geraas rondom ons. Geraas van wêreldnuus. Geraas van goed wat rondom ons mag gebeur. Geraas van werk met hulle vereistes. Geraas van die bekommernisse en die vrese wat ons dra. Geraas van skuldgevoel en skaamte, omdat ons nie doen dit wat ons wil hê ons moet doen nie. Here, vanoggend moet ons eintlik erken dat ons soms in die nag wakker lê en pyns oor hierdie geraas. Here, maar vanoggend wil ons na U toe kom en vra vir stilte. Here, kom maak asseblief die geraas van hierdie week in ons gedagtes en in ons hart stil vanoggend. Here, soos wat U die golwe en die storm aangespreek het en gesê het, wees stil. Vra ons, Here, dat U kom vrede spreek in ons harte en in ons gedagtes. Want vanoggend, Here, wil ons U stem hoor. Wil ons U woord hoor. En wil ons eintlik hê, Here, U woorde moet die lied word wat ons hierdie week instuur. Die lied van vrede en vreugde, van hoop en geloof, wat ons sal dra in hierdie week. Here, dankie dat U sterker is as die geraas binne ons. Dankie, Here, dat U sterker is as die vrees en die angs en die twyfel. Dankie, Here, dat U sterker is as omstandighede. Kom spreek vanoggend deur U woord in ons stilte. Sodat ons kan hoor wat U vanoggend sê. Dankie, Here, dat ons dit in die pragtige naam van Jesus Christus mag bid. Amen. Goed, ons gaan lees in 1 Samuel 13 vanaf vers 10. Maar nou moet ek net so 'n bietjie konteks vir jou gee. Ek is baie jammer, dit gaan baie vinnig wees, dit is 'n kort geskiedenisles. Maar ons moet dit verstaan om die res te kan verstaan. Die Israeliete in Egipte, God red hulle. Hulle gaan deur die Rooi See. Onthou die see wat split? Hulle gaan in die woestyn in. Vir 40 jaar loop hulle rond. Hoekom? Want hulle het nie vertrou toe die Here sê gaan in Kanaan in nie. So vir 40 jaar loop hulle rond. En dan eventueel steek hulle die Jordaan oor en hulle gaan die beloofde land in, die land van melk en honing. En soos God vir hulle gesê het, as julle daar gaan kom, is dit oorlog. Dit gaan nie maklik wees nie. Julle gaan die land moet oorwin, maar moenie bekommer wees nie, want ek die Here jou God veg vir jou. Dis een van die mooiste verse in die Bybel. Ek die Here jou God veg vir jou. En dan as hulle in Kanaan ingaan, stuur God vir die Israeliete leiers en ons noem hulle rigters. Daar's 'n hele boek in die Ou Testament aan hulle gewy. En dit vertel die verhale van hierdie mense wat as leiers optree, mans en vrouens, wat oorlog voer en oorwinning bring vir die Israeliete. En dan soos die Israeliete begin settle, gebeur daar 'n interessante ding. Hulle kom na Samuel wat op daardie stadium die profeet was en hulle roep vir Samuel en sê,
Ons, die Israeliete, wil 'n koning hê. En Samuel gaan na die Here toe en sê, Here, die Israeliete wil 'n koning hê. En God sê vir Samuel, nee, ek, die Here julle God, ek is julle koning. Ek sal vir julle sorg. Het ek julle al ooit teleurgestel? Maar die mense van Israel hou aan. Ons wil soos die ander nasies wees. Ons soek 'n koning. Nou ek wil hê julle moet nou net gou-gou net daar besef. Toe God 40 jaar met hulle in die woestyn besig was, toe sê hy vir hulle, julle gaan nie wees soos die ander nasies nie. En wat doen hulle? Toe hulle nee, ons wil 'n koning hê soos die ander nasies. En hulle luister nie dat God hulle koning is nie. En hy sê, is reg, ons sal vir julle 'n koning gee. En dan stuur God vir Samuel om vir koning Saul, om vir Saul as koning te salf. Maar die eerste keer wat ons van Samuel lees, ons gaan nou by 1 Samuel 13 kom, ek beloof, hierdie is net belangrik. Het ek 1 Samuel 9 opgesit, Melandrey, sorry. Die eerste keer wat ons van Saul lees, hoor gou wat staan daar. Daar was 'n man uit Benjamin, sy naam was Kis, 'n seun van Abiel, seun van Seror, seun van Bekorat, seun van Afiag. Hy was 'n Benjamiet, 'n vermoënde man. Hy het 'n seun gehad met die naam Saul, 'n mooi jong man. Onder die Israeliete was daar niemand aantrekliker as hy nie. Hy het kop en skouers uitgestaan bo die hele volk. Nee? Dit klink of hy daar nou maar die man was. Die jong man. Hy was dan nou die bachelor wat almal wou gehad het. Dit is hoe dit laat klink, nee? Hy was hy was die shizzle, soos ons as tieners sou gesê het. Dit is wie God stuur vir Samuel om te gaan salf as koning. En nadat Samuel hom salf, is dit interessant dat Saul vir 'n kort rukkie as profeet optree, as spreekbuis vir God. En dan roep Samuel al die hoofde van die stamme bymekaar en sê, goed, julle wil 'n koning hê, kom ons loot vir die koning. Maar eintlik het hy nou klaar die koning gesalf, hy het klaar vir Saul gesalf. Maar God bestuur dit, dat hulle dan besluit op Saul. Want, hy die CV, hy is aantreklik, hy kom uit 'n ryk familie uit, en hy's militêr savvy, hy kan veg, hy sal 'n goeie koning kan wees. En weet julle waar, toe hulle nou in die volksvergadering sit en sê, goed, Saul kom vorentoe, ons gaan jou kroon as koning. Kry hulle nie vir Saul nie. Hy staan kop en skouers bo die res uit. So tegnies moes hulle hom kan sien, maar hulle kry nie vir Saul nie, want Saul kruip weg agter die pakgoed. Die koning wat hulle nou wil kroon. So word Saul koning. En dit van die begin was dit oké. Maar dan begin dinge skeefloop. En dan in 1 Samuel 13, hier is ons nou by die stuk wat ons gaan lees, is Saul in oorlog. Koning Saul lei sy army, sy soldate in oorlog in, en hulle is in die moeilikheid. En die gebruik is dat hulle die profeet sal roep om 'n offer te kom bring, smeekgebed en 'n seëngebed. En koning Saul stuur sy manne, gaan roep vir Samuel die profeet. En Samuel sê vir die koning, ek is op pad, ek is vir 7 dae daar. Nou, ek was nou nog geen oorlog nie. Ek moet bieg. Maar ek dink as jy nou vir 'n koning sê, oor 7 dae is ek by jou, terwyl jy in die knyp is, sou die koning ongeduldig raak. En Saul probeer wag, maar hy kon nie. En hy bring self die offer, wat hy nie mag gedoen het nie. En dan lees ons vanaf vers 10. En net toe hy die brandoffer gebring het, daar kom Samuel aan. Saul het uitgegaan om hom te ontmoet en hom te groet.
Maar Samuel het gesê, wat het jy gedoen? Waarop Saul toe antwoord, omdat ek gesien het dat die manskappe van my afgedros het, dat u self nie op die vasgestelde tyd opgedaag het nie, het die Filistyne by Michmas saamgetrek het ek gedink, nou gaan die Filistyne na my toe aftrek in Gilgal, terwyl ek nog nie die Here se guns gesoek het nie. Ek het toe moed bymekaar geskraap en die brandoffer geoffer. Toe sê Samuel vir Saul, jy het dwaas opgetree, jy het nie die opdrag van die Here jou God, dit wat hy jou beveel het, nagekom nie. Het jy dit maar gedoen, want dan sou die Here jou koningskap oor Israel vir altyd bevestig het. Maar nou sal jou koningskap nie stand hou nie. Die Here het vir hom 'n man na sy hart uitgesoek, en die Here het hom as leier vol mag oor die hele volk gegee, omdat jy dit wat die Here jou beveel het, nie nagekom het nie. Toe het Samuel opgestaan en van Gilgal af opgegaan na Gibea in Benjamin. Saul is ongehoorsaam en Samuel kom sê vir hom, die Here het vir hom 'n man gekies, 'n man na sy hart. Ons weet nog nie eers wie Dawid is nie. En God kom sê, ek het 'n man reeds gekies, 'n man na my hart. Saul wat na sy eie hartslus gedoen het, gedink het, opgetree het, moet die woorde hoor van 'n profeet, dat God jou koningskap van jou af weg gaan vat, omdat jy nou jou eie hartsbegeertes omgesien het. En hy stel 'n man aan na God se hart. Hierdie voorsetsel na my hart, in die Grieks en in die Hebreëus, soos wat dit in die Hebreëus in die Nuwe Testament, in die Ou Testament en die Grieks in die Nuwe Testament, kan ook vertaal word met in ooreenstemming. So eintlik sê God, ek het vir my 'n man gekies in ooreenstemming met my hart. Wat eintlik vir ons meer sin maak as na my hart. Want dit is dan die vraag, as ons na die lewe van Dawid kyk, as ons sien wie Dawid is en hoe hy optree, wat maak van Dawid, dat God van hom sal sê, hy is 'n man in ooreenstemming met my hart. En daar's 7 kort goed wat ek vanoggend vir jou wil wys. En ek wens ek kon die hele verhaal van Dawid lees vanoggend, maar dit is net nie moontlik nie. Ons sou hier gesit het tot volgende Sondag toe. So 7 kort dinge, eenvoudige, maar belangrike goed in Dawid se lewe, wat ons wys wat dit beteken om 'n man in ooreenstemming met God se hart te wees. Die eerste is, Dawid leef deur die krag van die Heilige Gees. Toe Dawid gesalf word as koning, in 1 Samuel 13, is hy besig om skape op te pas. Samuel kom in sy pa se huis, Isai of Jesse, hy het 2 name, kom in sy huis in, en hy roep al sy seuns, en dit was nie een van hulle nie. En toe Dawid daar instap met sy rooi hare, soos wat die Bybel dit sê, sê God vir Samuel, maar dis die een wat ek kies. En dan staan daar in 1 Samuel 16 vers 13, dat die Gees van daardie dag af in Dawid gewerk het. Dat die Gees van God op Dawid gerus het, van die dag af wat hy skape opgepas het. En reg deur Dawid se lewe sien ons keer op keer, hoe die Gees hom die waag moet gee, om goed te doen, wat enige mens in hulle sokkies sal laat bewe. Soos om voor 'n reus te gaan staan, met 'n klippie, en 'n ketty. Hy leef deur die krag van die Heilige Gees. Die tweede ding is dat Dawid werklik opreg lief was vir God en vir God se woord. Hierdie verhouding wat Dawid het, begin met die Here in 'n oop veld. En God bou daar met hom 'n verhouding en ontwikkel
'n karakter en liefde in Dawid. Besef jy dat Dawid eers die beer moes verskeer het, voordat hy voor Goliat kon gaan staan het? Dat Dawid eers vir grashalms en skape moes sing, voordat hy kon gaan musiek maak het in die koning se paleis. En Dawid moes eers sy pa se kudde opgepas het, voordat hy die kudde van Israel kon opgepas het. Want dit is in daardie tyd, wat die liefde van Dawid teenoor die Here groei. Ek en jy moenie die tyd wat ons in stilte, in die klein en nederige goed, onderskat waar ons liefde bou, verhouding bou met God nie. Ons sien dit in die groot goed wat ons doen, maar ons bou dit in die stilte. Die derde ding wat Dawid doen is, hy raadpleeg die Here. Elke keer, voordat hy iets doen, gaan hy eers na die Here toe. As jy die verhaal van Dawid gaan lees, dan is dit skokkend om te sien, dat Dawid reeds geweet het, hy gaan die volgende koning wees, voordat hy begin sing het in koning Saul se paleis. So toe hy vir koning Saul sing, toe weet Dawid eintlik al reeds, hy is die volgende koning. Maar hy storm nie op die troon af en vat dit vir hom nie. Hy wag vir God se tyd. Eindelik red Dawid 2 keer Saul se lewe, want God het gesê die tyd is nog nie joune om daar te gaan sit nie. En selfs nadat Dawid koning word, nadat hy koning is hulle in die oorlog, hulle is besig, kom terug van 'n veldtog af, en die Amalekiete het hulle plek waar hulle bly, hulle dorpie verwoes, hulle vrouens is weggevoer, die mans is, die 2020 verstaan sê, hy was in noute gesit. Die mans was kwaad vir hom, en wat doen Dawid? Nie, kom ons gaan kry hulle terug nie. Kom ons gaan haal ons vrouens terug nie. Hy vra vir die priester, bring vir my die efod. Nou dit klink bietjie al vreemd, maar die efod is 'n priesterlike kleed wat hulle aangetrek het wanneer hulle die raad, die wysheid van God gesmeek het. En hy sak voor sy manskappe af en hy vra eers vir God wat om te doen. Dis wat Dawid doen. En dan die vierde ding wat Dawid doen is, hy gehoorsaam dit wat God dan vir hom sê om te doen. Hy doen nie dit waarvoor hy self lus is nie, hy vra God se wysheid en dan leef hy dit. Weet jy dat Dawid, nadat Saul oorlede is, sy familie in stand gehou het, vir sy familie gesorg het? Koning Dawid sorg vir koning Saul se familie, nadat Saul oorlede is. En Saul sorg ook vir die familie, wat hom laat skuil het, toe hy gevlug het van Absalom af. Die vyfde ding is, Dawid loof en prys God, vir wie hy is. Kyk hoe mooi het ons gelees vanoggend uit 2 Samuel 22, waar hierdie gedigte vloei vanuit Dawid se hart uit, oor hoe groot die heerlikheid van God is. En weet julle, dat daardie gedigte, liedere wat Dawid geskryf het, is nog die onderbou van 'n klomp gesange, liedere, wat ons vandag nog sing. Hoe hy die Here geloof en prys het. Het was ook Dawid wat sy koninklike kleed uitgetrek het, en net in sy vrokkie voor die verbondsvolk gedans het. Toe hulle die ark teruggebring het in Jerusalem in, toe dans Dawid, die koning, die een wat die status moet hê, dans voor God se ark. Maar dit is nie net in die mooi wat Dawid, 'n man in ooreenstemming met God se hart is nie. Dawid was nie perfek nie. En om in ooreenstemming met God se hart te wees, beteken nie ek en jy 'n perfekte lewe nie. Maar ons probeer om ons hart in lyn te hou met God. En Dawid het gestruikel. En dis die 6de ding. Nadat Dawid hierdie groot oorspel gepleeg het, wat gelei het tot leuns, wat gelei het tot moord, en eintlik so ver gegaan het, dat Dawid van die koninklike troon afgeklim het vir 'n rukkie en gaan skuil het. Gaan wegkruip het van dit wat hy moes doen. Dan roep God, stuur God mense na Dawid toe en sê vir hom,
Jy moet jou sonde bely wat jy gedoen het. En dit is wat Dawid doen. 'n Opregte belydenis van die foute wat hy gemaak het. Nederig gebuig voor God. En dan klim hy terug in sy koninklike troon. Dan klim hy terug in die doel wat God vir hom gehad het om as koning te wees. Maar hy is klein en nederig genoeg om te kniel voor God en jammer te sê as hy iets verkeerd gedoen het. En die laaste ding, Dawid aanvaar God se besluit. Dawid aanvaar in die moeilike, in die ek verstaan nie, Here, God se besluit. In die oomblik met hierdie sonde en hierdie oorspel, besluit of aanvaar Dawid God se straf. Maar dit is 'n hartsbegeerte is om 'n tempel vir God te bou en God vir hom sê nee, jy kan dit nie doen nie, want jy het te veel bloed deur die oorlog op jou hande. Het Dawid dit aanvaar. En Dawid het al die reëlings getref sodat die opvolger dit kon doen. En as ons alles vandag moet opsom in Dawid se lewe oor wat maak hom 'n man in ooreenstemming met God se hart, dan sê 2 Samuel 23 vers 5 dit so mooi. Dit sê al my hulp, al my vreugde, dit kom van die Here af. Papas, oupas, ooms, vanoggend sien ons hierdie kontras tussen 2 konings. Die koning wat die mense wou gehad het, die een met die CV, die een wat reg gelyk het, maar wat sy hart nie in lyn was met God nie. En dan sien ons aan die ander kant, hierdie koning wat in nederigheid begin het, maar wat sy hart in lyn was met God. En wie vandag 'n geloofsheld is, wil ek vir jou sê, pa, oupa, oom, mentor, dit gaan nie oor jou CV nie. Dit gaan nie oor wat jy dink jy moet doen, of wat die samelewing vir jou vertel jy moet doen nie. Die vraag is eintlik, is jy bereid om 'n hart in ooreenstemming met God te hê? En dit is dieselfde vraag vanoggend vir my en vir jou, elkeen as 'n gelowige. 'n Persoon wat sy hart in ooreenstemming met God is 'n persoon wat skuil in die skaduwee van die almagtige God. Wat sy hart soek na God se hart. Wat vreugde vind in die Here. Wat treur voor die Here. En wat droom waaroor God droom. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U nie van ons vereis om hierdie perfekte CV te hê, om 'n kind na U hart te wees nie. Dankie Here dat ons met ons gebrokenheid kan soek om 'n hart te hê in ooreenstemming met U. Dankie dat Dawid se lewe vir ons leer vanoggend, dit is nie in die groot goed wat ons dit vorm nie, maar dit is in die elke dag, in die klein dingetjies. Here, ons hartsbegeerte is om 'n hart te hê wat meer in ooreenstemming met U is. Help ons, Here, Heilige Gees lei ons om dit reg te kry. Dankie, Here, dat ons nie op ons eie krag hoef staan te maak nie, maar dat ons kan rus op die rots wat U is. Ons dink veral aan paas en oupas en ooms in hierdie tyd. Dankie Here dat U die rots vir hulle is en dat U hulle vandag kan verseker dat hulle U kind is. Dankie dat hulle in ons lewens opgerig word, Here, deur U. Here, maar help hulle om te onthou dat hulle net in nederigheid voor U kan buig en hulle hart tot U te rig. Dankie dat ons dit vanoggend kan bid, Here, en kan weet U luister.
Amen. Ons gaan afsluit met neem my lewe, laat dit deur. Ek hoor julle dit verlede week eintlik ook gesing. Gelukkige julle, nou sing ons dit 2 keer na mekaar. Maar hierdie keer Vrolie, het jy gesê, ons gaan dit op die ou wysie sing. Op die oorspronklike wysie sing. Wanneer jy dit sing, maak dit 'n gebed, dat elke deel van jou lewe in ooreenstemming met God se hart sal wees. Kom ons staan. Voordat ons die seën uitspreek, nooi ek jou na tee en koffie. Dit is wyk A, né? B. Wyk B wat vir ons 'n lekker nytjie saam met dit voorsien het, en dan al die chocolates wat julle vanoggend gekry het, kom van wyk B af. Dankie julle vir die bederf, hoor. Die Here wil jou hierdie week met sy seën uitstuur. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.